Ons tema is die krag van die evangelie. Ons het Sondag begin by die gedagte dat die evangelie het die ongelooflike krag om gemeenskappe te skep van mense wat van nature nie met mekaar hoort nie. En die mense sou in die antieke tyd gevra het, en dan sou dit sekerlik van ons ook vra, hoe is dit dat hierdie groep mense een familie is? En die antwoord is doodgewoon die krag van die evangelie om mense van verskillende herkomste en afkomste saam te snoer. En toe het ons begin saam praat oor Paulus en sy bedoeling met die brief, en ons het maandag aan daaroor gepraat dat Paulus het hierdie diep insig gehad dat die wese van God, wat 'n regverdige God is, wat geregtigheid van ons eis, nie net regverdig is en regverdigheid eis nie, hy skenk dit ook, en hy het dit aan ons geskenk deur die versoeningsoffer van Christus, en daarom het ons 'n nuwe status vir hom, ons is geregverdig is. En toe het ons gisteraan stil gestaan by die gedagte dat Paulus 'n verdere diep insig gehad het, en dit is dat met ons doop, ons as het ware ingedoop is in Christus, dat ons saam met hom gesterf en saam met hom opgestaan het, en dat ons dan nou nuwe mense is, wat veronderstel is om nuut en anders te leef. Vanaand kom ons by Romeine 7, en ek moet dit dalk maar net verklaar in die begin. Ek het lank gedink of ek Romeine 7 moet preek, maar ek het vir gesê, Luther het van Romeine 3 gesê, dit is die hart van die evangelie, dit is die kern van die evangelie. Daar is meer as een persoon wat oor Romeine 7 skryf, dis die moeilikste deel van die Romeine brief, dis die moeilikste deel van die evangelie, maar ek het uiteindelik gelei gevoel om dink, ons moet maar deurdruk met Romeine 7, en die belangrike ding om te verstaan is Romeine 7, vanaand se diens en môre aand se diens is eintlik een diens, hulle is net in 2 geskryf, want Romeine 7 en 8 pas in 'n mate by mekaar, maar ons gaan nie na 8 kyk nie, ons gaan na 12 kyk. Wat bedoel ek daardeur? As ons vir mekaar gesê het dat ons 'n nuwe status voor God het, op grond van die werk van Christus, en dat ons saam met hom gesterf het en opgestaan het, dan kom die vraag na vore, juis in Pinkster, wat is dan die werk van die Heilige Gees? Waar pas die Heilige Gees in ons heiligmaking, in ons vernuwingsprosesse? En in hoofstuk 8 kom Paulus dan uitvoerig by die werk van die Heilige Gees, en ek glo dat ons gaan saam lees Romeine 12 môre aand meer prakties oor hoe werk die Gees. So vanaand dek in 'n sekere sin die tafel vir die werk van die Heilige Gees, wat uiteraard van saak kritiek belangrik is, wanneer ons aan Pinkster voor die Here saam stil raak. So die twee dienste gaan saam met mekaar. Ek het net gedink Romeine 7 is so, dit is ook een van die tekste wat mens baie keer op jou eie dalk lees, en jy vir jouself afvra, ek is nie heeltemal seker wat moet te maak hiermee nie. Jy weet, waar pas dit in? Ek sal later meer daaroor sê. Maar vriende, kom ons raak soms stil voor die Here, moet ons voordat ons seën groet, as julle weet, kom uit Romeine 1 vanaf vers 16. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. Amen. En dan vriende, as geregverdig is van die Here, ontvang ook sy seën, mag sy genade en sy vrede met elkeen van julle wees. Voor ons saam is 'n bietjie van 'n aanloop, in baie opsigte voel ek baie keer oor die Romeine brief, sodat baie mense voel oor die lewe van 'n persoon met die naam van Victor Klemperer, weet nie of jy van gehoor het nie, hy is 'n Duitse Jood gewees, wat tydens die Tweede Wêreldoorlog geleef het. Want kyk, die Romeine brief skryf Paulus, want hy wil sy bediening skuif van die ooste kant van die Middellandse See, van wat ons vandag sê met Turkye en Griekeland sal noem, na wat ons vandag Spanje sal noem. En hy skryf die brief, het ek vir julle Sondag gesê, om die hulp te kry van die gemeente in Rome. Hy skryf hieroor in hoofstuk 15. En hy wil net gou 'n paar take afhandel in Jerusalem. En natuurlik verloop sy lewe nie so nie. Hy word gearresteer in Jerusalem, na verskeie prosesse eindig hy op in Rome, en hy sterf in Rome. Hy bereik nooit Spanje nie. So in 'n sekere sin sou mens na die Romeine brief kon kyk en sê, dit is baie moeite gewees, is die grootste fondsinsamelingsbrief in die geskiedenis, en niks daarvan het in Paulus se lewe eintlik waar geword.
Victor Klemperer was 'n kenner van Franse literatuur van die 18de eeu en toe die nasies aan bewind kom, was hy 'n universiteitsprofessor gewees en sy voorneme was om die definitiewe werk te skryf oor Franse literatuur in die 18de eeu. Dit was sy groot droom gewees, maar soos die nasies begin oorneem het, hulle aanvanklik al die Jode by die universiteite weggejaag. Hy was weliswaar getroud met 'n nie-Jood en hy het geveg in die Eerste Wêreldoorlog, dit het hom so 'n paar jaar gekoop, maar uiteindelik dan word hy uit sy posisie losgelaat en hy moet in skuiling gaan later, soos wat die nasies al meer mense begin wegvat. Hy bly in Dresden. Dresden word uitmekaar gebombardeer en op 'n sekere sin sou jy kon sê dat sy hele lewe ontspoor en hy skryf ook in sy dagboek oor hoe hy hierdie droom het om hierdie boek te skryf, maar nie daarby uitkom nie. En dan uiteindelik na die oorlog kry hy tog reg om die boek te skryf wat geen impak maak nie. Ek kan geen resensie van die boek op die internet of enige plek kry nie. Hy sterf in 1960, maar in 1990 ontdek hulle sy dagboek waarin hy sy worstelstryd met die nasies en sy vereidelde drome en sy begeerte om hierdie epiese werk te skryf oor die Franse literatuur verwoord. En word dit 'n internasionale blitsverkoper. Ek weet nog eens breekbede nie. Word hy 'n internasionale blitsverkoper. 'n internasionale ophef word daaroor gemaak as die mees intieme blik op hoe het gevoel om 'n Jood te wees onder die nasies. Intelligente Jood te wees, daaroor reflekteer hy. Hy skryf ook baie treffend. Die Duitsers het weggegaan. Hy dink hulle sal weer terugkom op 'n dag. Bedoel die mense wat hy geken het, wat familie van hom was. Hy sê hulle het weggegaan in die tyd van die nasies. Hy hoop hulle sal weer terugkom. En in 'n sekere sin is die Romeinebrief ook so iets. Paulus het eintlik 'n brief gestuur om vir die mense in Rome te sê ek sal pad na julle toe met respek ontvang my gasvry en dan gaan ek weer aangaan, dan gaan ek Spanje toe gaan. Hy kom nooit in Spanje uit. Maar hulle sit met die brief. En hierdie brief word hierdie wonderlike skat wat vir ons gegee is. En in die brief is daar 'n hoofstuk wat ons nie altyd lekker weet wat hy met te maak het. Dis ons hoofstuk vanaand, hoofstuk 7, waarin Paulus sy interne wroging oor sy geloof treffend verwoord. So ons is besig om deur die Romeinebrief te werk. Ons het gesê dis 'n tipiese Grieks-Romeinse brief. Daar's 'n aanhef van wie aan wie. Daar's 'n mooi dankgebed vir hulle. Hy sê in die eerste paar verse van 13 tot 17 waaroor gaan hy skryf. Dit is ons voete elke aand. Dan het hy baie lank vir hulle verduidelik, almal het gesondig, maak nie saak of jy Jood of nie Jood is nie. En dan het hy die lang gedeelte dat ons mense is wat vrygespreek is, as nuwe mense is. Waarna onder andere uiteindelik skryf vir die Heilige Gees. En 7 pas in die gedeelte, ons het hoofstuk 6 gisteraand gelees. Ons gaan vanaand hoofstuk 7 met mekaar saam lees. Nou, wat ek julle moet voorberei voor ons dit lees, ek sal bid daarom voor ons lees, is wat maak dit 'n moeilike gedeelte. Tot nou toe skryf Paulus, as ek my Afrikaans even reg onthou, in die tweede persoon, hy sê julle moet dit doen, julle moet dit doen, jy moet dit doen. En dan in hoofstuk 7 verander hy na die eerste persoon, ek. Hy praat in die eerste persoon. En nou is die vraag, wie is die ek? Is dit Paulus self? En as dit Paulus self is dit Paulus wat getuig oor hoe hy was toe hy 'n Fariseer was, wat net die wet gehad het? Of is dit die Paulus wat ons nou kry in hoofstuk 7 na al die vorige hoofstukke wat 'n bekeerde gelowige is, wat nog steeds worstel met sy eie sonde? Wie is aan die woord hierso? Of is dit net 'n gewone Jood wat nog vasgevang is onder die wet? Of gaan dit in hoofstuk 7 eintlik oor almal van ons se belewenis en wat ons belewenis sou gewees het as die Heilige Gees nie uitgestort is nie. In hoofstuk 7 leer voor hoofstuk 8. En ek lees dit eintlik op 2 maniere vanaand saam. Die ene is dit is 'n intieme getuienis van Paulus self wat praat oor sy innerlike toestand en dit is ongelooflik waardevol. Ons het baie min refleksies van mense uit die antieke wêreld. Mense het Marcus Aurelius se nadenke, maar ons het baie min eerstehandse refleksies van mense. Alhoewel ons net so dagboek hou, oor ons eie geloofsworstelinge, dinge waarmee ons worstel,
waar 'n persoon uitskryf en sê, wie ek wil so graag dit doen, maar ek kry dit nie reg nie, jy weet, Here vergeef my. Hierdie is dit. Hierdie is dit. Wat ons kry waar Paulus sy innerlike lewe vir ons oopmaak. En dis moeilik om te vra, praat hy altyd namens homself, praat hy soms na ander mense? Hoekom is dit moeilik? Want hy is 'n geleerde ou. En ons weet dat een van die oefeninge wat ouetjies in die tyd in 'n skool moes doen, as jy nou onderrig is in Grieks en Latyn, was om sogenaamd in 'n ander persoon se stem te kan skryf. Die onuitspreekbare woord daar is prosopopea. Dit is letterlik om die gesig op te sit of 'n gesig te maak. En die gedagte is, as ek nou onderwyser was, dan as ek net vir hulle sê, luister, julle moet nou 'n berig skryf oor die storm van 'n paar weke terug, en jy moet dit skryf as 'n kind van 5 jaar. Dan skryf jy dit, en môre sê ek vir hulle, maar nou moet jy dieselfde storie skryf, maar jy moet dit skryf soos 'n bejaarde dame. En dan moet jy daai aanpassings kan maak hoe die perspektief skryf. Jy skryf in die persoon van 'n ander persoon. So Paulus weet hoe om te doen. Daar's plekke wat ons dit kan herken in sy briewe. So die vraag is, wie is hy aan die woord? Eintlik is Paulus wat op verskillende maniere oor sy lewe reflekteer, en dan is seker hy in die tafeldek vir hoofstuk 8, en dan deurloop tot hoofstuk 12 wat praat oor die werk van die Heilige Gees. Met hierdie lang inleiding kom ons bid saam. Here, wanneer ons voor U kom, dan is dit so dat elkeen van ons 'n gelowige is wat deur U aangeraak is deur die Gees. En Here, wat elke dag ons geloofslewe in oënskou moet neem. Vir onsself moet afvra, hoe leef ons voor? Is dit werklik so dat ons saam met U gesterf het en saam met U opgestaan? Dat ons sondige natuur gekruisig is, dat ons vrygemaak is, Here, van alles wat ons gevang hou. Here, dat die wet nie meer vir ons 'n straf is nie, maar eintlik 'n rigsnoer van genade. Here, wanneer ons vanaand vir U kom, dan kom ons, Here, in ons persoon voor U, soos wat Paulus in persoon voor U kom. En vra, Here, dat U elkeen van ons sal raak sien, en Here, dat U die woord vir ons sal oopmaak, en die Gees vir ons sal skenk. Amen. Ons lees saam van vers 1. Of weet julle dan die broers, ek praat immers met mense wat die wet ken. Ek het oral waar dit kon raak sien, die ek onderstreep, en jy kan sien, hier verander hy van praat, hy praat nou oor homself. Ek praat immers met mense wat die wet ken, maar oor Jode, dat die wet seggenskap het oor die mens vir so lank as wat hy leef. Volgens die wet is die getroude vrou tog aan 'n man verbonde terwyl hy nog leef. Maar as die man sterf, is sy onthef van die wet ten opsigte van haar man. So hy praat hier oor die wet. Gevolglik sal sy as 'n egpreester beskou word as sy 'n ander man se vrou word terwyl 'n man nog leef. Maar as 'n man sterf, is sy vrygestel van die wet, en as sy 'n ander man se vrou word, is sy nie 'n egbreekster. Net so, my broers, het ook julle deur 'n verbintenis met die liggaam van Christus, wat die wet betref, ek bedoel waarskynlik die omvangryke wet van die Ou Testament, gesterf om aan iemand anders te behoort, naamlik die een wat uit die dood opgewek is, om vir God vrug te kan dra. Dit is wat hierdie herken as wat hy gesê het in hoofstuk 6. Ons het gesterf, ons het opgestaan saam met Christus, en die ding wat hy nou bysit is, hoekom het ons gesterf en opgestaan, sodat ons kan vrug dra? En die vraag is ter ons voor. Toe ons nog in ons sondige aard vasgevang was, het die sondige hartstogte wat uit die wet kom in ons ledemake gewerk om vrug te dra vir die dood. So daar was 'n tyd dat ons volledig uitgelewer was in ons sondige aard, dat ons sondige hartstogte net uitgelewer het, dat alles wat ons het, die ledemate is waarskynlik net 'n beeld om te sê, alles wat jy het, jou hande, jou voete, jou verstand, het jy gebruik om dinge te doen wat eintlik teen God se wil is, wat lei tot die dood. En hy sê, maar aangesien ons gesterf het, is ons nou vrygestel van die wet waarin ons vasgevang was, sodat ons diensbaar kan wees in die nuwe bedeling van die Gees. Hier begin hy die Gees bybring. En nie die ou bedeling van die letter van die wet nie. So hy maak hier 'n onderskeid, en hy gaan dit terugkom na dit nie net tussen die wet en die tyd na die wet nie, maar in 'n sekere sin die wet sonder die werking van die Heilige Gees in elke persoon, wat hy die wet van die letter van die wet noem, en hierdie bedeling wat ons nou is na Pinkster. Wat sou ons dan sê dat die wet sonde is? Hoegenaamd nie. Alhoewel as die wet in die verlede mense nie regtig kon vrymaak nie, was daar fout met die wet gewees? Nee, wet is nie sonde nie. Hy sê trouens, ek sou nie die sonde geken het as dit nie deur die wet was nie. Ek sou immers nie geweet het wat begeerte is as die wet nie gesê het jy mag nie begeer nie,
nadat die sonde deur die gebod 'n vaste plek gekry het, het dit allerlei begeertes in my gewek. Want sonder die wet is die sonde dood. Hier raak dit nou vinnig moeilik. Ons moet nog verstaan dat hy sê, daar was 'n tyd gewees dat voordat ons die wet gehad het van die Here, wat tog God se wil, as 'n regverdige God ons bekend maak, het mense nie eintlik geweet wat reg en verkeerd is nie, maar toe kom die wet, en die wet sê vir ons, dis reg, dis verkeerd, jy mag nie doodmaak nie, jy mag nie egbreek pleeg nie. Sover is dit redelik eenvoudig om Paulus se argument te volg. Maar nou gaan hy verder en hy sê, nadat die sonde deur die gebod 'n vaste plek gekry het, het allerlei begeertes in my gewek. Want sonder die wet is die sonde dood. Wat hy waarskynlik hierdie bedoel is, dat as jou kind nie weet, hy mag nie die oorskiet kos in die yskas eet nie, en hy eet die oorskiet kos, oortree hy niks nie. Maar as jy vir hom gesê het, dis ouma se, moenie hom eet nie, en hy eet ouma se oorskiet kos, dan het hy 'n gebod van jou oortree. Dan raak dit sonde. So in 'n sekere sin, as jy nie weet wat reg en verkeerd is nie, dan gaan dit vir jou tel nie. Dis die een kant daarvan. Dit kan mens nog verstaan. Maar jy dis sien, hy begin suggereer dat die wet ook 'n amper sê ek 'n vermenigvuldigingsfunksie vervul. Die wet het nie net vir mense geleer wat reg en verkeerd is nie. Die wet het in 'n sekere sin vir mense wenke gegee oor wat hulle kan doen wat verkeerd is. Dan sê vers 9 is, destyds sonder die wet was ek lewendig, in ander woorde ek het geleef soos ek wou, maar toe die gebod gekom het die sonde lewe gekry, en het gesterf en gevind dat die gebod wat na die lewe moet lei, na die dood gelei het. Dis amper asof die koms van die wet 'n allergiese reaksie veroorsaak het, en dat die sonde toegeneem het. Jy het allerlei wenke en idees gekry wat om te doen. Ek wil nou nie julle kinders beledig nie, maar mens kry dit baie keer by jou kinders, nee, hulle is heel oral tot jy vir hulle sê hulle moet ding nie doen nie, dan is daar van hulle wat dit as sprus sal doen, net omdat hulle jou bietjie opref om dit te doen. En dis amper wat die wet gebeur. Die wet moet ons leer wat reg en verkeerd is, en 'n klomp mense het dit eintlik gebruik amper as 'n gids vir wat om verkeerd te doen. Dan sê hy vers 11, die sonde wat deur die gebod 'n vaste plek gekry het my mislei en my deur die gebod doodgemaak. So die gebod was goed gegee geweest, maar die gebod het hierdie gewellige negatiewe effek gehad. So nou sê Paulus, so is die wet dan heilig, en ook die gebod is heilig en regverdig en goed. Hy het nie meer by jou in die wet nie, nou sou hy sê, het dit wat goed is dan vir my die dood gebring? Hoegenaamd nie, hy is baie lief vir hierdie baie sterk uitspraak. Trouwens, dit was die sonde, sodat dit sou blyk dat dit werklik sonde is, wat hierdie goeie vir my die dood bewerk het. Trouwens, dit was die sonde, sodat dit sou blyk dat dit werklik sonde is, wat hierdie goeie vir my die dood bewerk het. So daai sin het die wet amper 'n negatiewe effek gehad, onbedoeld. So die sonde deur die gebod as uitermate sondig na vore getree. Voordat het mense 'n vaar bewussyn gehad van sonde. Baie mense weet net van die gevolg van sonde, naamlik die dood. Hulle dink nie dinge is sondig nie. Hulle weet wel was die onaangename gevolg, maar met die gebod het sonde uitermate na vore getree. Nou praat hy weer oor die wet. Ons weet wel dat die wet geestelik is, maar ek in my sondige aard, die praat in 'n weer na sy binneste, is uitverkoop aan die sonde. Die vraag is, praat hy van homself voor sy aanraking deur Christus, of na praat hy van sy belewenis? Dis wat moeilik raak. Vers 15, ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie. Maar juis wat ek haat, dit doen ek. En as ek dit doen wat ek nie wil doen nie, gee ek toe dat die wet goed is. Ek dink hierdie gedeelte van vers 15, en dis ook dit eintlik al deurgedruk het met die moeilike gedeelte, is vir baie van ons wat nou al lankal gelowiges is, iets wat baie sterk met jou resoneer. Waar jy vir jouself sê, wat ek wil, dit doen ek nie, en wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En ek praat nou nie van, jy eet te veel, of jy weet so nie. Ek praat nou van ernstige goed, waar jy sê, jy gaan nie vir mense kwaad raak, jy gaan nie rassisties wees nie. Dit maak jou lysie, ek gaan nie so wees nie. Ek is nog 'n kind van die Here, ek wil anders te wees, ek is gered deur die Here, ek neem myself voor om beter en anders te wees, en as ek myself weer betrap, dan het ek presies gedoen wat ek nie wou doen nie. 17. Nou is dit egter nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Dit is amper asof die sonde in jou kom tuis maak het. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Dit wil sê, nie in my sondige aard nie. Die wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wat ek wil,
doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat die sonde doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek wil net weer sê hoe Paulus homself weer herhaal, en in 'n sekere sin, wat ek amper sê vanaand, is dit een van die hoofpunte van die boodskap, is om te sê, weet, baie keer wanneer jy oor jou eie geloofslewe wonder, en weet, waar is jy in terme van verhouding met die Here, dan dink jy baie keer, weet jy self hierso, nou ou soos Paulus is heeltemal op 'n ander plek. Jy weet, as ek net soos Paulus kon gewees het, en as jy hierdie gedeelte lees, dan besef jy, dalk is ons en Paulus bietjie nader aan mekaar, as wat ook gedink het voor vandaan. Dat die worsteling om binne die wil van die Here te leef, was vir hom net so moeilik soos vir ons gewees. Daar's plekke in sy briewe wat jy kan sien, hy kon homself geweldig vervies vir mense. So ek herken baie van Paulus in ons Afrikaners. Vers 21. Dus vind ek hierdie wet. Wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God, maar ek sien 'n ander wet in my ledemate. Oorlog voer teen die wet van my verstand en my kruisgevangene neem teen die wet van die sonde wat in my ledemate is. Is dit nie 'n baie mooi beeld nie? Dis hierdie gevoel van jy word amper teen jou wil weggevoer. Jy dink nog jy's in hierdie fight teen hierdie versoeking, en as jy weer sien, dan is jy opgerol, weet jy's 'n kruisgevangene. En dan het gisterand vir gesê, die verwagting is tog dat ons kan weerstand bied teen ons sondige aard, teen die bose, dat ons nie uitgelewer is hier aan nie. Maar Paulus maak dit baie duidelik, ek dink ek het gisterand het ook so gesê, ons is nog nie perfek en heilig nie, ons is nog nie vry van hierdie kragte nie, ons is eerder in die geveg. En dan sê hy in vers 24, ellendige mens wat ek is. Wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? En dan die vers wat in 'n sekere sin die hele hoofstuk volgens my red, aan God die dank deur Jesus Christus ons Here. Nadat hy oor al hierdie goed geworstel het in homself, eindig hy by 'n punt wat hy dink almal vir ons eindig, na ons met ons eie weet verleidinge en dinge geworstel het, dat dit eintlik gaan oor Jesus Christus die Here. So dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar op my eie sondige aard die wet van die sonde. So, ek het 'n groot deel van die boodskap nou vir julle gegee, en julle kom nou agter dat net om deur as dit ware Paulus se joernaal te lees, wat hy deel met die mense in Rome, kry jy die gevoel van 'n persoon wat onder geen illusies verkeer, dat hy heilig of perfek is nie. Dat hy wat vrygemaak is deur Christus nie meer getuister word deur sonde en versoekings, en dat sy voornemings in 'n sekere sin bots met onsself. Dit is interessant, mens dink baie keer 'n klomp goed is modern, tot jy van die antieke mense begin lees, dan kom jy agter dat baie van die dinge wat ons dink, weet, ons is nou baie slim, ons het nou die sielkunde uitgedink of so, dat die wortels daarvan lê baie ver in die Griekse literatuur en die Romeinse literatuur. So het Epictetus alreeds gesê, daar's 'n verskil tussen weet en doen. Die meeste van ons wat dink oor die lewe en wat oor onsself so dink, is daarom semi-opgevoede, intelligente mense, weet sekere goed is nie 'n goeie idee nie, né? Te veel eet, te min oefen, weet, gaan op die lysie af. Maar weet is nie doen nie, né? Jy weet, om jouself te kry om dit te doen, is ongelooflik moeilik. Ek het 'n doktersvriend wat altyd sê, as mense altyd vir hom vra, jy weet, wat kan hulle doen, weet, as hulle een van 'n mediese kondisie het, dan begin hy by die vooraanliggende, hy sê, wel, jy kan begin om gewig te verloor, wat die ou vir hom sê, hulle is graag 'n tweede opinie wil hê. So ons weet hierdie goed, né? Maar tussen wil en doen is daar so 'n bietjie van 'n botsing, né? Paulus vat dit verder en sê, dis nie net tussen wil en doen wat daar 'n gaping is nie. Dis tussen die wil wat jy weet die goeie is en die wil wat die verkeerde is, wat jy ongelooflik uitgelewer is. Almal van ons. Toe ek sielkunde gedoen het hulle altyd vir ons sulke klips gewys. Daar's ek weet nie die Afrikaans daarvoor is nie, marshmallow toetse. En hoe dit basies werk is, jy kry jongerige kinders in 'n vertrek, en dan verlaat die persoon wat hulle daar ingelaat het die vertrek, en hulle sê vir die kind, hierso is twee, is dit malverlekkers, wat nou is die goed, maar malverlekkers. Hier's twee malverlekkers, as jy hulle nie eet voor ek terugkom nie, dan gaan jy 4 kry.
So dis nou daai ding van onmiddellike bevrediging en uitgestelde, né, vergoeding. Dis so. En dan neem hulle, daar was 'n video van die arme kinders, van hulle sit op hulle hande, van hulle praat met hulle self, van hulle eet dit onmiddellik. Daar's altyd 'n konsensieuse meisie wat mooi eenkant toe sit en wag en dan vuur kry. En die interessante hiervan is die vermoë om hierdie impuls te kan beheer is 'n ongelooflike voorspelling vir die res van jou lewe. As jy nie jou impuls kan beheer om onmiddellike te leef nie, dat jy weet kan spaar vir iets in die toekoms of jouself kan onthou van sekere goed vir later. Dit is die ou wat onmiddellik die marshmallows eet is gewoonlik nie die ou wat Naspers se hoof op nie. Jy weet dit is nie, hy's nie op daai traject in sy lewe nie. So ons almal ken hierdie worsteling met ons wil. En Paulus sit hier op 'n lens wat hy teruggaan na die wet toe. En hier is dit belangrik om so 'n bietjie tree terug te vat en te vra hoe Paulus oor die wet gedink. Kyk, ons is redelik as gereformeerdes oortuig gewees dat Paulus het oor die wet gedink soos wat ons oor die Katolieke Kerk gedink het tydens die reformatie. Bedoelende dat die Katolieke Kerk het werkgerigheid ingestel en as jy goeie dade doen dan word jy gered en as jy dit nie doen nie dan gaan jy hel toe. En een van die goeie dade was om 'n bydrae vir die kerk te gee en dan gaan jy hemel toe. Ek het nou onlangs weer gelees, iemand in Duitsland het hierdie, ek is versigtig om te sê, wonderlike idee gehad. Hulle het na 'n landheere toe gegaan en gesê, die Bybel sê ryk mense kan nie hemel toe gaan nie. Maar veronderstel jy laat die helfte van jou grond aan die kerk na. Dan is die oomblik wanneer jy sterf, jy nie meer ryk nie en jy gaan hemel toe. En so die Duitse kerk op 'n kolk, Katolieke kerk, 25% van die landbougrond in Duitsland besit. So ons het gedink hierdie ding dat geloof verlossing voorwaardelik is, dat dit afhanklik is van jou dade. Dit is wat die Jode ook geglo het van die wet. En toe die Amerikaanse geleerde E.P. Sanders begin sê, maar dit is nie wat jy die gevoel kry as jy die Joodse tekste van hierdie tyd lees nie, ook nie as jy soos Psalm 119 lees, waar die wet besing word nie. Hulle het anders oor die wet gedink. En hy het toe 'n onderskeid gemaak tussen wat hy noem wettisisme, dis nou wat ons aan die Katolieke toegesê het, en ingelees het by Paulus, as 'n voorsiening van die wet, en nomisme. Nomisme is net 'n nomos, soos die Griekse woord vir wet, soos net 'n ander woord om in die wet vas te hou. En wettisisme is wanneer jy die wet beskou as 'n voorwaarde om God se genade te ontvang. Die gedagte is God gee sy wet en dis amper soos 'n hekkie hindernis. Jy dink nou aan 10 hekkies. As jy oor almal kom, weet ook oor die egbreek een kom en die steel een kom en jy kom aan die ander kant uit, dan ontvang jy God se genade as 'n beloning omdat jy oor al hierdie hindernisse gekom het. En as jy dit gedoen het, dan word jy ingelyf in die verbond van God. So dis 'n voorwaarde wat gestel word. Daar's dade wat vir jou verwag word en daarom is al die Jode in Paulus se tyd in Romeine 7 was self een van die troefkaarte hiervoor gewees, ongelooflik neerslagtig en depressief, want niemand kom oor al 10 hekkies nie. Nie is my ouma nie, van verstaan. En Sanders het gesê, maar dit is nie hoe die Jode oor die wet skryf nie. Hulle praat oor die wet, en Paulus, as jy mooi lees in die gedeelte, hy is baie versigtig om te sê, die probleem is nie die wet nie, die wet is heilig, die wet is goed, as 'n voorbeeld van genade, as 'n genadegawe, as 'n geskenk van genade. Dis nie 'n voorwaarde om genade te ontvang nie, dit is 'n toesegging van God se genade, want nou weet jy wat reg en verkeerd is. En hulle het oor die wet gedink, nie as 'n hindernis wat jy moet oorkom om by God ingelyf te word nie, maar as jy 'n heining wat jou by God hou, soos wat jy skape sal inperk met 'n heining. Dit gaan nie oor inlywing in die verbond nie, maar inblywing. Dit keer dat jy uit die verbond ontstaan. En daarom het van hulle vir mekaar gesê, jy weet as jy een van die groot gebooie oortree, jy het nou op jou meenhuis dak geklim en jy het jou buurvrou nader genooi en jy het nou dit reg gekry om die gebod te oortree, dan is jy nou uit die verbond uit. En dis 'n tragiese plek om te wees, maar daar is, jy kan 'n offer gee, jy kan weer terugkom, maar om te keer dat jy iets doen, soos die Sabbat ontheilig, gaan as 'n klomp reëls instel, wat jou keer het, voordat jy 'n groot wet oortree, wat jou uit die verbond vat, jou keer om hoegenaamd dit te doen. Ek dink as kind was as ek 'n dieretuine gewees, wat tiere in ons Londen in 'n hok toegesluit het, verskriklik as jy daaraan dink, en die tier was agter dik tralies gewees,
En dan was daar so 'n trietsige heininkie gewees, wat net gekeer het dat ons arms deur die tralies druk. Want ons sou as ons kom, né? So dit het ons net weggehou om iets te doen wat jou 'n arm kan kos. En hulle het 'n klomp reëls gemaak om te sê, hierdie goed keer jou om 'n grootte te oortree en dan is jy buite die verbond. En dis wat Jesus van begin praat van al hierdie riglyne wat mense uitdink, al hierdie voorskrifte. En daarom het hulle lank in detail oor goed gedink en wette gemaak en goed wat vir ons 'n bietjie belaglik is. Soos byvoorbeeld as jy nou 'n vlooi in jou baard ontdek op die Sabbat, mag jy hom dooddruk. En dan sou die rabbi sê nee, dis baie soos jag. En dis nie toegelaat op die Sabbat nie. Of as jy mag jy skeer op 'n Sabbat. Nee, as ons sê dis baie soos oes, weet jy, oes oortollige groeisels en jy mag nie op die Sabbat nie. Maar die bedoeling was goed geweest. Die bedoeling was om te sê ons wil nie mense laat ontsnap uit die verbond nie, ons wil binne hou. En daarom ook is al hoe meer reëls en later sê Jesus kon jy jouself nie draai nie, dat jy een van hierdie klein reeltjies het jy oortree. Maar die bedoeling was goed geweest. So Paulus het nie 'n negatiewe siening van die wet nie. Hy dink nie die wet is die probleem nie. Hy dink egter ook nie die wet is die antwoord nie. Die wet het die vermoë om jou bewus te maak van wat reg en verkeerd is, maar die wet kan jou nie verander sodat jy die regte ding doen nie. Hy maak jou bewus dat jy nou besig is om uit die verbond, uit die verhouding van God te beweeg. Maar hy kan nie regtig jou veranderde persoon wat gehoorsaam is nie. En dis die probleem met die wet. Hy beskou die wet as 'n leermeester, selfs as 'n tigmeester. Maar anderste as Christus wat ons kon vrykoop en die Heilige Gees wat ons nuut maak, kan die wet ons nie vernuwe nie. Hy kan ons net op die regte koers wys, maar dit laat ons in 'n sekere sin uitgelewer aan onsself. En dan het ons ook nog die lastigheid dat die wet amper vir ons soos 'n spyskaart raak van goed wat ons kan uitprobeer, wat ook verkeerd is, wat die sonde laat toeneem het. En dis waar Paulus staan en sê, dit is een ding om te glo dat Christus gesterf en opgestaan het, en dat ek saam met hom gesterf het, is saam met hom opgestaan het, en dat ek 'n nuwe mens is. Maar as iets anders hier nog gebeur nie, help dit my nie wesenlik. Trouwens, ek raak hierdie persoon wat die goeie wil doen met die slegte doen. Hoe word ek nuut gemaak? En dis hoe hoofstuk 7, en hy het al reeds die woord gees hier gebruik, oorloop in hoofstuk 8, wat die ongelooflike hoofstuk oor die Heilige Gees is, en dan hoofstuk 12, wat ons môre aan gaan saam lees, wat praat oor hoe werk die Gees prakties met ons, dat hy inbeweeg in die vraag, hoekom is dit nodig dat Christus moet sterf en opstaan, opvaar in die hemel, en die Heilige Gees uitgestort moet word. Want anders het ons nie die Gees met respek nodig gehad nie. Jy weet, ons het net met respek gesê, Christus sy hulsdade nodig gehad. Maar die Gees moet ook uitgestort word en werksaam word met ons, om iets in ons te doen wat nie en alles is. En ons gaan môre aan daarby stil staan. Ek wil afsluit met 'n storie om dit net vas te maak. Ek het baie jare terug, ek het nog vergeet wie die boek geskryf het, 'n verhaal gelees van 'n Russiese persoon met die naam van Alexander Borevsky, wat tydens die bewind van Stalin iets gedoen het wat die Sowjetunie ontstel het, en hulle stuur hom toe na die Gulag toe. En hy kom toe daar in Siberië, so sneeuwwoestyn, en is 'n oneindige klomp mense met geen hoop nie. Hulle is gevonnis met 'n oop vonnis. Met ander woorde, jy kan sê lewenslank, maar is eintlik letterlik tot jy doodgaan. En hulle is daar en daar's geen hoop nie, daar's nie kos nie, daar's nie vertroue nie. As jy nie jou vriend se kos steel nie, dan gaan jy dood van die hongerte. As jy nie stories aandra oor ander mense nie, dan is jy nie die goeie guns van die wagte nie. Dit is letterlik om in die donker kant van die aarde te leef, in alle opsigte. En dan eendag word hulle uitgeroep om op die paradegrond aan te meld. En hulle staan daar en die kampkommandant kom uit en hy stormdrong soos gewoonlik. En hy sê vir hulle, Stalin is dood. En die politbureau het gesê, alle gevangenes wat volgens hierdie ordonnans gevonnis is, wat nou hulle is, kan huis toe gaan. Hulle is vry. Maar in sy hand het hy een van daai ou groot melkbottels met die groot mond. En in die melkbottel het hy doringdraad gedruk. En in sy dronk toestand sê hy vir, hy wil net vir hulle sê, hy het na die kamp kom, hulle is nou wel vry, maar eintlik gaan hulle nooit vry wees nie.
En met die vat hy die melkbottel en laat val hom op die ys. Dis stukkend breek. En hy sê vir jy kan nou sien die stuk draad is uit die melkbottel uit, maar hy het nog presies die fatsoen van die melkbottel. Hy gaan nooit van vorm verander nie. Hy kan net sowel nog steeds in die gevangenis wees. Nou sê Alexander, hy het eers gedink dit is sommer net 'n storie en tot hy by die huis gekom het en besef het hy is nou wel vry van die kamp en die kamp is nog in hom. By sy familie steel hy kos en steek dit weg. Hy vertrou niemand nie. Hy loop self en sluip self rond. Hy gaar alles op, is totaal wantrouig en diep ongelukkig. Hy hou die fatsoen van die kamp. Hy bly eintlik 'n politieke gevangene in Siberië. Totdat hy uiteindelik 'n vrou ontmoet en op haar verlief raak en in hulle verhouding geleidelik weer mens word. Weer leer, jy hoef nie mense te wantrou nie, jy hoef nie kos op te gaar nie, daar's genoeg. Jy hoef nie jou kos weg te steek nie, anders gaan jy jou kos eet nie. Net weer vry te word en nuut gemaak te word en 'n ander mens te word. Ek dink wat Paulus vir ons dit agter wil sê is, daar is 'n gevaar dat ons alles kan glo van wat Christus gedoen het en dat alles wat Christus gedoen het kan waar wees en die bedoeling agter die wet ook goed kan wees, maar dat ons nog steeds leef soos mense wat die fatsoen het van die ou mens en die sondige mens, wat die instinkte daarvan het. En as die Heilige Gees nie met ons werksaam raak, soos wat Alexander as 'n vrou met hom werksaam geraak het nie, of in ons beeld van die doringdraad, iemand die draad sal optel en hom in 'n nuwe vorm buig nie, hou ons daai fatsoen. Daarom is Pinkster en die nadenke oor die werk van die Gees so ongelooflik belangrik. Want dis waar hierdie stryd waarvan hy getuig in hoofstuk 7 in 'n nuwe rigting gaan. Waar ons uiteindelik begin besef, maar weet ons wil as 'n rolspeler daarin, maar dit is nie die enigste rolspeler daar nie. En die goeie nuus is die rolspeler wat Paulus hier benoem, naamlik ons sondige begeertes en ons en sonde en al daai dinge, is ook nie die enigste rolspeler, maar dat die Gees van God in ons en sy kerk werksaam is om ons te maak soos Christus. Hy gee vir ons die karaktereienskappe van Christus en die gawes van Christus. En daarom is Pinkster so belangrik. Die vraag is hoe, en dit gaan ons môre aan toe nadenk. Vriende, kom ons raak vir 'n oomblik stil terwyl ons vir ons sit en jy weet, ons is nou uitgenooi deur Paulus om selfrefleksie te doen oor ons eie geestelike lewe. Kom ons aanvaar die uitnodiging en doen dit, en dan sal ek vir ons voortgaan met gebed. Here, in u familie ontdek ons telkens wanneer ons met mekaar begin praat en Here nadink oor die broers en susters wat ons vooraf gegaan het, dat ons eintlik net soos mekaar is. Dat ons konstant vir mekaar wil sê, o jy ook. Ek is die enigste. Ek is die enigste wat hiermee worstel. Ek is die enigste wat soms voel ek kom tekort of ons eintlik besig om verkeerde pad te gaan. Here, dankie vir hierdie getuienis van Paulus oor die diepe worsteling wat ons as gelowiges het, Here, wanneer ons u woord het, u wet het, en Here, ons net die belewenis het, dit is baie moeilik om van self, om uit onsself, ons wil op die spoor van u wil te plaas. En daarom dank ons die Here, dat dit nie die enigste woord is oor ons nie, maar Here, dat u ook u Gees gegee het, u Gees wat ons nuut maak, Here, u Gees wat vir ons woorde gee, wat ons nie kan self verwoord nie. Here, u Gees wat vir ons in staat stel om te bedink en te doen, Here, wat nie uit onsself na vore kom. En daarom in die Pinkstertyd, Here, wil ons dan ook vra dat die Gees, die Skeppergees, Here, deur ons en deur die kerk sal werk, Here, om ons die mense te maak wat u ons bedoel het om te wees. En Here, mag die werke van u Gees